Hallelujah. It's time for miracles, Lionel. It's miracle. Hallelujah. Nou, okay, goed. Wie van julle, jy moet nou mooi hoor, nee, jy moet nou mooi hoor, jy moet mooi hoor. Wie van julle verwag en het 'n behoefte vir 'n deurbraak in jou lewe? Dan kom staan jy gou vir my hierso. Jy kan okay, maak net nie in 'n lyn staan, maak net plek hierso, net maak hier's baie plek. Jy het 'n verwagting, daar's iets in jou lewe, you need a breakthrough, Jy het nodig dat God vir jou vanoggend iets moet doen. Okay. Jy al jou bakkie. Is dit 'n Hilux? Ek sê, het jy hom al? Het jy hom al? Ek het hom, maar nog nie. Eileen, jy ken my en ek ken jou. Maar in my gees ervaar ek, you need to trust God vir 'n nuwe ryding. Vergeet nou jou dogter vir die golf, ek praat nie van dit nie. Maar my gees ervaar ek 'n nuwe ryding. Jou ryding. Wat joune is, op jou naam geregistreer. Ek kan vir net die vraag, ek het daar nou gesê, ek ervaar net dit in die gees vir jou. Is daar nog iemand? Ouens, jy moet, dis die tyd van wat die gees wil beweeg, maar dis jou keuse, want dis jou geloof, is nie jou geloof nie, ek het geloof. Okay, is daar nog iemand? Jy moet staan, jy kan nie sit, jy moet staan hier. You expect a miracle from God. Daar's 'n behoefte vir 'n deurbraak, daar's 'n behoefte, man, daar moet iets gebeur, but it's miracle, it is miracle. Jy kan dit nie doen nie, anders sou jy dit al reeds gedoen het. Ek praat van daai ding. Only God can do it for you. You cannot do it. It's only God can do it. Okay, is daar nog iemand? Julle moet vinnig maak. Ek wil die woord gee wat die Here my gegee het om te gee. Okay. Is jy seker jy wil sit? Jy sien, kind van die Here, wanneer die Gees werk, dan wys die Heilige Gees sekere dinge, nee. Die Heilige Gees wys sekere dinge, nee. En weet jy wat? Ups and downs is verby. A new day. Nie wat Ramaphosa sê, new dawn nie. Daai is nonsens. Ons weet hy het gelieg. Nee. Ek praat van 'n nuwe dag. You will never be the same. Okay. O, Here, amen. Jy sien, kind van die Here, nou moet ons 'n bietjie spasie maak. Gee spasie daar, jy kan agter ook die tafels gaan staan. Jy kan spasie maak. Nee, jy stel op mekaar hierso. Nee. Nou, ek gaan vir julle sê wat die Here vir my gesê het. And I know it is the Spirit of God, it's not my mind, dis nie my gedagte nie. En die Here sê, ek moet vir julle vanoggend vir julle die woord gee. Jou miracle, jou deurbraak, of dit nou gesondheid is, of dit finansies is, of 'n ryding is, of dit nou 'n Hilux is, of dit nou geld is, it doesn't matter. Dis joune, daai ding is gekoppel aan jou, dis joune, dis nie iemand anders nie, dis jou. You need to trust God. En nou, if you believe God can do it, you need to start to dance now. Voor je dans. Nog nie dans. Ek bedoel,
Dance. Nie? Sakkie 1, 2 nie, daai ene nie. Jy kan dit ook maar voor die Here doen. Ek weet nie, dit is ek kan nie dans nie, so jy toe die Here met my praat, toe sê die Here vir my, ek sê Here, is U seker? Jy moet luister. Here, het ek reg gehoor? En die Here sê vir my, jy het reg gehoor. Toe die melaatse man by die profeet kom, en die profeet kom nie eers uit nie, en hy gaan sê vir hom, gaan was jou. Gaan was jou in die rivier. En die melaatse sal gaan. In die begin wou hy nie. Hy sê, maar ons riviere daar waar ons vandaan is baie beter as die Jordaan rivier. En sy diensknegt sê vir hom, jy moet luister, want ek is besig om daai leengees nou wat jou attack. Sy dinge is te skop vir hom. Hierdie wil nie doen nie, wat die profeet sê nie. Maar sy diensknegt sê vir hom, Heer, let's do it. Kom ons gaan doen. Kom ons gaan was jou daar in die rivier. Daar's 'n aksie gewees van geloof. Maar jy moes hom gaan was. En vanoggend sê die Here vir my, ek wil vir jou sê jy moet dans. You need to dance. Nie musiek nie. You can worship God, you can dance. Jy kan spring. Nou dans is 'n aksie van geloof. Jy kan stil staan en jy kan jou miracle mis. Vir nou. Ek sê nie eers om jy laat vir dis nie wat ek sê nie. Ek wil niemand manipuleer nie. Ek sê vir jou, maar die aksie is vir daai ou, hy moes hom gaan was. En vanoggend die aksie vir jou is om te dans voor die aangesig van die Here. Let's do it. Dit waarvoor jy God vertrou vanoggend. Come on, you need to start to worship God. Dance. Hallelujah. Thank you, Master. I worship you. Hallelujah. Raboni kune kurusiti. Shabahanda Raboni kune kuru barasandro. Sakamahandra kune kurusiti. Shabahanda. Hallelujah. Thank you, Lord. Miracles, Lord. Miracles. Die benne, Here, die scheiding gaan. In die naam van Jesus, die blokkades gaan, Vader. In die naam van Jesus. Halleluja. Oh, halleluja. Oh, Raboni kone kuru bare sandro sakum handro kone kuru city. Shabahanda, Here, dankie. Halleluja. Dans vir daai moederkar van jou, man. Dans vir daai man vir jou. Dans vir daai kinders van jou. Halleluja. Dans om los, man. Jy dans om los. Halleluja. Oh, Raboni. Thank you, Lord Jesus. Oh, halleluja. Oh, Raboni kone kurusiti. Shabahanda Raboni. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Thank you, Lord Jesus. I worship you. Thank you, Master. Hallelujah. Well done. Hallelujah. Amen. Halleluja. Amen. Gee die Here nou 'n lekker hande klap, man. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. I worship you. Thank you, Master. As 'n aksie in geloof. Toe my huis nie verkoop daar in Leidenburg nie.
En ek staan op in my studeerkamer en die Here sê my dans. En hy staat toe dans. Jene ou en ek spring daar soos 'n springkaan rond. En ek dans voor die aangesig van God. En terwyl ek dans, dan lei die telefoon. Daar's my getuie. Ek is daar sê, hey, sê ek is nie hier nie. Sy sê, hey, jy het mos gebid, jy het gevra vir kopers, né? Moet hulle bel. Jy weet nie om te gou te sê ja, jy kan maar nie huis kry nie, want jy weet nie of daar beter koper hoë prys in is. You need to wait and hear from the Lord. Daai kontrakte man. Daai kinders van jou wat die Here nie wil dien nie. Hulle wat so vasgevang is in dwelms, jy dans hulle los. Here, blyskap in die Here. Sy naam, as jy kyk wat sy naam beteken. Nou ons is nie weet iemand gesê is nou wat Jehovah Witness of wat is ons? Nee, gaan kyk uit elke naam van die Here wat dit beteken dit is nou. Ons is die liggaam van Jesus. Gee die Here nog 'n lekker hand. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Kom aan, kyk. Jy sien nou begin die Gees werk. Nou kan ons die woord vat. Nou kan ons die woord vat. Ek kom tot wedergeboorte en die heel eerste ding wat die Here met my praat, hy sê vir my, soek my krag. Soek my krag. Nou krag kan ons sê dunamis. Dunamis beteken dynamo. Dynamo wek krag op. As jy van ons ouer mense sal weet, die fietser, jy het 'n dynamo gehad, dat jy nog so koplig in die fiets gehad, né? En dan druk jy ons af, Nico, né? En dan trap jy hom, hoe harder jy trap, hoe groter, breiter is die lig. Wie van julle het so 'n fiets gehad? Ja, ek het so 'n fiets gehad met 'n dynamo aan. Weet jy, en maar dunamis bediening beteken Heilige Gees krag, dis wat dit is. En die Here sê vir my, George, seek my power. En weet jy, en ek begin, en nou ek kom uit die NG Kerk uit. But I was not born again. Okay? Ek het tot wedergeboorte gekom op ouderdom van 30. En nou begin die Here met my praat, jy soek my krag. Nou as ek vanoggend vir jou sê, soek God se krag, waaraan dink jy? Waaraan dink jy? Want kom aan, ek kan sommer sien party van julle dink nou. Wat is dit nou? Power man. Jy sien, ons dink nie aan krag nie, maar toe die Here sê, soek my krag, Joseph. En weet jy, dit het my lank gevat, maar vandag kan ek vir jou sê, krag beteken waarheid. Power is truth. En jy sal die waarheid ken, en die waarheid gaan jou vrymaak. Jy sal die waarheid ken, en die waarheid gaan jou vrymaak. Ja, amen. Gee die Here lekker aan dit klap, man. Jy kan bollemekiesie slaan, jy kan maak wat jy wil, but if you haven't got truth, you will stay in the binding, will be only your emotions. Die woord gaan nie vir jou deurbreek nie. Sy naam, Jehovah Tsidkenu, die Here ons geregtigheid. Jy sal altyd voel, daai lied wat ons sing, ek love daai lied wat hy vrou sing. Hoe lank gaan jy nog die leuen glo? Hoe lank gaan jy nog die leuen glo? I'm of harvest child. I'm a king. I'm created in his image, in his likeness. Maar, jy sien, nou kyk jy na die name, wat dis wie hy is.
Maar nou sê die Here vir my, Trompie, soek my krag, en nou begin ek die krag te soek, en nou begin ek na die gawes te kyk, jy sien, want ek het nie daai openbaringe, daai tyd gehad wat ek vandag het nie. Ek het gegroei deur die jare, en, maar nou soek ek krag, en ek besef nie, maar okay, goed, dit moet die gawes van die Heilige Gees wees. En ek begin die gawes van die Heilige Gees te soek, en ek lees my Bybel, en ek vat Efesiërs, en Korintiërs, en Romeine, en ek soek, maar ek soek die krag van God, en jy het my al baie geoortuig, jy het hoe ek om my Bybel stap, en ek kom met die gawes, en nou wil ek die gawes van die Heilige Gees, ek soek krag, en ek stap om die Bybel, en ek stap om my Bybel, en ek verklaar, dankie Here, vir die gawe van profesie, tale, uitweg van tale, 'n woord van kennis, 'n woord van wysheid, onderskeiding van geeste, geloof, kragte, gesondmaking. Dan stap ek om die Bybel, ek sê, Here, ek is soos 'n kind, maar ek het nie kennis nie. Ek is so opreg voor God, daar is so 'n honger in my, maar ek het nie waarheid nie. Okay. Maar so die Here my gehelp ook met die gawes van die Gees, en daarom kan ek vandag vir jou sê, daar's nie 'n manier hoe jy in die geestesrealm gaan bedien, nee, sonder die gawes van die Heilige Gees. En jy kan maak wat jy wil, jy sal terugval na die intellek toe, maar as mense voor jou staan, sal jy nie vir hulle kan sê, maar dis wat die Here my wys nie. Nou, jy sien kind van die Here, ons moet na die woord van die Here kyk. Na krag. Want die Bybel praat van krag. Nou, okay, goed. As julle reg vir my, julle notasboeke, as julle Bybels oop, as julle reg, YouTube luisteraars, as julle reg. Elena, well done. Marina en Harry, dis my swaar en my suster daar in Pretoria. En Anton Eys, Anton, die laaitjie sê groete hoor. Okay. Nou maak jou Bybels oop by my, saam met my by Lukas hoofstuk 24. Jy moet notas maak, kind van die Here, die duiwel sal altyd kom om waarheid van jou weg te steel. Nee. Maar Lukas hoofstuk 24, ons gaan nou kyk, en ons gaan 'n bietjie kyk vanoggend na krag. Nou, wie van julle wil krag hê? I need power, die Here sê, jy nie die sterk man bind nie. Nee. Here help my nie. As jy nie die sterk man bind nie, hoe kan jy hom beroof? Sien, jy moet verstaan, jy moet hoor wat ek jou net nou gesê het, nee. Krag is waarheid. Het die Here Jesus Christus ons mag en gesag gegee oor al die duiwels? Nou kom sê jy vir jou skoonma. Of vir jou skoonpa. Kom aan kind van die Here, waarheid sê. Dis die krag. Ek het woensdag aand vir Callie gevra, Callie, hoekom is jy so bang vir whiteys? En toe sê Nicoline, sy wou vir jou gesê, Callie, ek is ook bang vir hulle. Nee. Maar Callie, ek was ook bang geweest vir die whiteys, maar ek is nie meer bang vir hulle nie. Nee. Ek is ook bang geweest vir die ander die bruin mense, of die swart mense, of die Indiërs, en die Chinese en die Japanese. Ek was ook bang vir hulle geweest. Maar nou, no. I love him, ek is nie bang vir hulle nie. Want jy sien, die mense vrees, God het my vrygemaak, ek moes waarheid vat. Nou, ek moes die woord van God wat waarheid is, ek moes dit myne maak, om daai vrees te kan oorkom. Your life will never be the same. Your life will never be the same.
Oké, goed, kom ons lees gou goed. Nou, dis die Here Jesus Christus, dis die laaste boek in Lukas, en nou sê hy hierso, hoe Jesus aan hulle verskyn het. En hulle het eerste ding, hy's 'n gees. Ek gaan nou nie alles lees nie, vir tyd onhalwe. Van vers 36 kan jy maar lees hoe Jesus aan hulle verskyn het, daar sy opstanding, né? En hulle het gedink hy's 'n spook, en hy sê vir hulle, maar gee vir my kos om te eet, want spooke kom ons nou nie heuning en vis eet nie, né? En toe eet Jesus die vis en heuning, toe begin te glo, maar vers 45, ek highlight hom. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Toe open Jesus hulle verstand om die skrifte te verstaan. Nou, ek kan jou vanoggend aanmoedig en bemoedig dat jy elke dag bid, sê Here, open my verstand, sodat ek die skrifte kan verstaan, want as jy die skrifte nie kan verstaan nie, kan jy nie waarheid vat nie, en as jy nie waarheid kan vat nie, kind van die Here, gaan jy in die leuen en in die kettinge bly. Hoor wat ek jou sê? As jy nie waarheid ken nie, gaan jy altyd in die leuen lewe. En jy gaan opreg kan wees, maar opreg verkeerd. Want dis die leuen wat my en jou beroof. Dis die leuen wat ons arm hou. Jy sien, kind van die Here, en nou kom Jesus en hy open hulle verstand. En toe hy hulle verstand open, toe sien hulle waarheid. En toe hulle waarheid sien, jy moet nou dieselfde oukies wat gehardloop het en Jesus verloon het, dis nie net Judas gewees nie, hulle almal het sê, maar ons ken hom nie. Lees my jou Bybel. Dis dieselfde ouens, toe hulle waarheid ken, toe hulle waarheid ontdek, toe staan hulle voor die skrifgeleerdes en die fariseërs en hulle verkondig Jesus Christus. Toe Paulus op die Damaskuspad kom, toe sy oë geopen word, en nou, Paulus het gedink hy werk vir die Here, en baie mense dink hulle werk vir die Here, maar hulle werk nie vir die Here nie, hulle werk vir die duiwel binne in die kerk. Want waar was Paulus gewees? Wie was Paulus gewees? Paulus was 'n skrifgeleerde gewees. Hy's 'n fariseer gewees. Hy het by die voete van Gamaliel gesit. Hy het die wette geken. So waar was hy gewees? Hy was in die sinagoge gewees. Hallo. Soos baie mense wat binne in die kerke sit vandag, in die gemeente sit, met 'n Paulusgees, hulle is verblind. Maar toe hy op die Damaskuspad kom, en toe die Here Jesus hom roep, en ek wil vir jou sê, en toe Jesus hom openbaar maak aan hom, en besef Paulus, maar wow, hierdie Jesus het hy vervolg. Paulus se lewe is radikaal verander. Hy hoeveel skippe berekening het hy gelei? Hoeveel slaat hulle hom geslaan met stokke, met die sweepe, kind van God, al vir dood agter hulle het hom gestenig. Maar toe waarheid omvat, toe waarheid deurbreek Nico, toe het hy krag. Toe het hy krag. Joseph, kom staan gou hier by my, asseblief. Ek het gehoor, Lionel, die kameraman, staan hier so by my. Dit is Joseph se frislyk hempie. Wacht so. Sien jy? Wacht nou man. Moet nou nie Popeye wees nie, mag so. Hy het geoefen vir hierdie goede, Lionel. Hy moes oefen, hy kon nie net gesit het nie. Jy is nie so gebore nie. Ja, hard geoefen, ja. Jy sien, hy het hard, maar hierdie kragte kan nie 'n duiwel uitdryf nie. Dankie, Jada.
Daai kaarte kan nie iemand gesond maak nie. Daai een kan nie hemelse bankrekening oopmaak nie. So ons moet ons denke. Satan sal alles, hoor wat ek jou vandag sê, sal alles in sy vermoë doen om jou in jou denke in gevangenskap te hou. As hy jou onkundig kan hou, dan hou hy jou in gevangenskap, dat jy nie jou autoriteit, jou krag, jou mag en jou gesag kan beoefen nie. Maak het sin? Jesus staan en die vyeboom gesê, vervloek is jy, en niemand gaan weer van jou vrugte eet nie, en dan kom die volgende dag verby, en die apostels kyk en sê, wow, Jesus, kyk, hierdie boom vrek, hy vrek nie van bo af, hy vrek van onder af. En wat sê Jesus vir hom? As jy geloof het, sal jy vir die berg sê, hef jou op en werp jou in die see. So ander woorde, daardie ding wat blokkeer, suster, waarheid is, dat jy mag en gesag het om daai blokkasie te skuif. Dis jou berg, te skuif en los te maak wat jou is. Ons kind van die Here, en hy open hulle oë, en nou hoor nou hier. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die derde dag uit die dode opstaan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig aan al die nasies, whiteys, brownies, blackies, yellow people, all color people, all languages. You and I need to spread the gospel. You and I need to preach Jesus Christ unto the whole world. Nou kom kind van die Here, jy kan maar vir sê wat jy wil man. As mense vir jou staan, en dan veral, as jy nou hierso in die agterplaas, aan die ander kant van die treinspoor groot geword het, en nou staan jy hier vir prokureurs en dokters, en ek wil jou sê, jy kyk hulle, ek moet Jesus verkondig, toe maar Here, welkom, hy kan dit kom doen, maar, jy sien kind van die Here, maar wanneer jy waarheid ken, as jy verstaan wie jy is, you got the power. Want nou glo jy dit wat die Here Jesus van jou sê, en dit wat hy gesê het is ja en amen, alles sal verbygaan, maar sy woord nooit nie. Dis daai ouheid, al die geld in die bank, daar in die kluis, maar jy weet nie om die kluis oop te sluit nie. Kind van God, en dis die probleem vandag met die meeste wedergebore kinders van God. We are born again, but we haven't got the power. Why? We haven't got truth. Jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak. Maar sien, nou moet jy let op wat sê Jesus vir hulle. Vers 49. En julle is my getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Jy kan maar loop van een plek na 'n ander plek toe, van een profeet na die ander profeet, en een apostel na die ander apostel, en na die ene ou, en jy kan nou maar jou geldjies gee daar, en jy kan maar dit gee, en jy kan dit gee, en dit gee. It will not help you. Daai man, daai vrou wat daar voor staan, hy gee jou nie waarheid nie, is besig om jou te beroof. Hy het sy woord nie agterkansel nie. En ek sê dit voor die aangesig van die koning. Ons werk is om mense toe te rus vir hulle bediening. Kan jy dink, is net hierdie groepie mense, as julle soos konings hier uitstap, en julle stap net daar in die mall in, of jy daar by OK, stap julle in, en julle stap, en al die waarheid, al die krag, en die salwing is op julle, en nou begin julle te loop, en hier begin die gawes te werk,
En jy sien hier die ou, hy is 'n skabanga, hy is 'n skelm, en nou sê vir hom die Here sê, hey, moet man, daai nonsens wat jy aanjag, die Here sê, jy moet dit laat staan. Hey, wie is jy? Jy sien, dit tyd geword, dat die wêreld Jesus in jou sien. Nie jou denominasie, organisasie of jou kerkie nie. Hulle moet Jesus in jou begin sien. Nou sê Jesus vir hulle, gaan, wag in Jerusalem. Ek wil hê jy moet hoor. Hier is 'n goeie woord. Jy moes so gesê, preach it, brother, preach it. Here, help haar. Jy sien, wat sê hy daar? Hy sê, gaan wag in Jerusalem, totdat julle die wat? Die belofte van die Vader, totdat julle dit gekry het. Nou wat is die belofte? Kom ons gaan gou hou oop daaroor, maar nie toe maak nie, hou oop, ons kan dalk weer terugkom. Kom ons gaan gou na Johannes 14 toe, vers 26. Nou, as daar hoofstuk is wat ek seker al, die Here praat by altyd uit Johannes 14 uit. Nou sê hy hier so vers 26. Okay, goed man, ons lees vers 12, ek sommer net vir die wis en die onwis. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Nou kyk vir my. Nou hoekom is die kerk? Wat 'n werk het Jesus gedoen? Hy het die duiwel uitgeklee, man. Hy het die duiwel se hou vas, het hy gebreek op die mens se gees en op sy siel. So met ander woorde, die mens maak vandag 'n keuse, dat sat hom in sy siel en sy verstand in 'n binding hou. Maar Jesus het gekom, hy het die goeie nuus gebring. Lees Jesaja 61. Hy sê, en die Here het my gesalf om 'n goeie tyding te bring. Ons lees so vinnig oor, wat, hey, jy moet nou die goeie tyding, herstel jou in die image of God, in the likeness of God. Dis wat gebeur. So moet nou nie, ek moet met jou simpatie hê, as jy Jannie is, nie? Of jy Martie is, nie? No, I'm going to help you to overcome, to be a more than a conqueror in Jesus Christ. Dis wat ek gaan doen met jou. Want Japie, ek tap, shame. Oh, stompie, shame. Jolkie wil nie saam met jou kerk toe kom, shame. No, man, you need to minister to her, man. As die manne net weet hoe om hulle vrouens volgens die skrifte te leer en te rig, sal daar baie minder huweliksprobleme wees. En baie is waar. Ek gee jou skrif gee vir wat ek sê. Okay, goed. Nou hoor wat sê vers 26. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Hoor nou. Hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Kom, kind van God. Wat sê Jesus? Hy sê, gaan wag in Jerusalem. Totdat julle die belofte wat ek vir julle gegee het van Vader, totdat julle dit ontvang. Maar nou kom hy in Johannes, nou sê hy, die Heilige Gees, die Trooster, dis die belofte, dis die Heilige Gees.
En nou, lees julle nou by vers 17. Almal, vers 17, Johannes 14, vers 17. Lees hom vir my, kliphard. Lees, almal, gelyktydig, lees. Wow! Wat sê hy? Die belofte is die gees van die waarheid. Jy wil nie 'n prediker hê wat jou soft soap en jou ore streel nie, Kali. Jy gaan nie so 'n vrou kry nie. Jy moet 'n pastoor hê, jy sê, Kali, maak oop jou oë. Kyk 'n bietjie. En as jy bietjie vashak, roep jou suster in vir hulp, dat sy kan kyk, dan roep jy my actually finale stempel op sit. Jy sê 'n kind van die Here. Ons kan lag daaroor, maar ek het vir soveel mense gesê, moenie trou nie. Don't marry. Jy maak 'n fout. Maar omdat hulle seksueel, 'n verhouding gehad het, te dink hulle is liefde mislast. Ek wil nou nie daarop uitbrei nie, maar, kom aan. En net daar rukkie, as hulle, ons raak alles gewoond. Ons raak alles gewoond. Jy sien kind van God, wat gebeur dan? Verloor daai ding waarde vir jou. Maar nou kom ons terug, hy sê die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie. Hoekom moes hulle in Jerusalem gaan wag? Om hom te leer ken, om hom te ontmoet. Nee? En as jy nie die gees van waarheid ontmoet nie, gaan 'n ander gees, die gees van die duisternis, jou altyd beheer, en hy gaan jou laat glo dat jy reg is. My geestelike pa het altyd gesê, jy is opreg verkeerd. Maar nou hoor wat sê hy, as jy in die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie. Wie? Gees van waarheid. Hoeveel keer sit ek en jy in areas in ons lewe, en ons sit in 'n binding. Ons sit in armoede. Hoekom? Alhoekom jy daar sit, is om jy nie waarheid ken nie. En as jy waarheid ken, en jy onderwerp die waarheid met jou wil nie, aan die assosiasie nie, gaan jy nog steeds arm bly. As jy in die gees van die waarheid, wat die wêreld nie ken nie, want hulle sien hom nie. Kind van God, dis Jasie. Die kerksmense en die ongelowiges, hulle lyk dieselfde. Hulle praat dieselfde dalk. Maar daar's nie 'n demonstrasie van krag nie. George, as jy met my, moet ek vir jou in Engels sê. Jy verstaan daai Afrikaans. Jy soos ek, maar jy kan Afrikaans verstaan, ek kan Engels verstaan. Jy kan Afrikaans praat, ek kan Engels praat. Dis net ou Trompie, hy moet net by jou. Trompie nie by jou. Maar kom kind van die Here, dit maak my opgewonde, wat die Here my wys as jy seun, hulle ken nie waarheid nie, omdat hulle die waarheid ken hulle nie krag nie, want krag is waarheid. En hier kom die Here Jesus as jy in die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, hulle ken hom, hy sê nou maar julle ken hom, want hy gaan by en in julle wees. Gaan wag in Jerusalem, sê hy vir die disippels, gaan wag daar, totdat julle krag ontvang het. Kyk maar, toets jouself.
Ouers, dat beteken, jy moet vasstaan om 'n waarheid deur te kry. Want die leuen hou jou vas. Jy moet nou, vir hoeveel jare jy in die leuen gelewe, en nou moet jy in waarheid kom. Nou, ewe skielik was jy 'n nobody geweest, en nou is jy 'n king, you are a priest, you are ambassador of God. Huh? You are the temple of a living spirit. Hey, kom aan, kyk. Nou, ewe skielik as jy dit, maar nou moet jy dit praat, nou moet jy dit lewe. Dit is nie begin maklik nie. Maar nou moet ek dit beoefen. Nou moet ek dit praat. Nou as die duiwel kom en jy sien van waarheid, maak my attent op die leuen. Soos die leuen kom sê, nee, maar jy's 'n mislukking, man, wie is jy nou eintlik? Hey, Okali, as jy voor daai white hier staan, Boeta, dan staan jy as 'n koning. Jy staan as 'n verteenwoordiger van die lewende God, van Elohim, Adonai, Yahweh, El Shaddai. Jy staan met daai autoriteit, want die Romeine sê, wat sê Romeine, hoeveel nou weer? 15? Ek vat te lank. Nou vra vir hom, want ek weet as ek na julle kom ek met die volle seën. The full blessing of Jesus Christ. Soos ek met iemand praat, kom ek met die volle seën. Ek maak nie verskoning nie. Ek kom nie apologeties nie. Jy sien, en dis wat my so geliefd maak, suster. Hulle wil nie waarheid hoor nie. No, I love you. I'm going to tell you truth. I'm going to empower you with the word of the Lord so that you can become more than a conqueror, man, an overcomer. En dis wie jy is, man. Dis wie jy is. Ek praat met konings volgend. Ek praat met priesters volgend. Ek praat met ambassadeurs volgend. Ek praat met medewerkers van God. Is tyd dat jy in die spieël kyk en sê, hey ou, laat hy skanse nou val. Jy's 'n koning, tree soos 'n koning op, nie soos 'n paluka nie, man. Wat beteken tree Christene soos palukas op? Wat is 'n paluka? Dis 'n paluka. Jy sien kind van die Here. And that's why. Sometimes my wife says, oh, you are arrogant. Ek is nie arrogant nie, man. Ek is 'n koning, ek is 'n priester, ek weet wat God vir my sê. Ek ken my mag en gesag. O, God, my vrou gaan dit nie eens skryf. Sy het gister vir my gesê, sy gaan dit nota maak. Maar sy kan dit maar nie eens skryf. Ek is 'n koning. Ek is 'n koning. Jy sê kan van hier, dis waarheid. Ouens, hou op. Here help die kerk, help predikers dat hulle die mense kry in koningskap en in priesterskap en ambassadeurs van God, man. Nie net lidmate maak om hulle geld in die hande te kry nie. Gee hulle waarheid en hulle sal waarheid verstaan. We need to offer unto God thanksgiving. Ek gee met blydskap aan die Here. Ek hoef nie geld uit jou te wurre nie, man. Kom kyk. Kali sê, die pastoor is baie ryk, man. Ek moes hom leer om daai woordjie baie in te sit. Hy net is die pastoor is 'n ryk man. Nou, my rykdom is in al my behoeftes. Jou rykdom kan baie meer wees as wat ek nodig het. Ja, Jesus, ons wil nou nie meer daarby speur en jy ons wil nou upgrade, né? Jy sê kind van die Here, wat wil ek jou vandag sê? Die krag is waarheid. Okay. Nou sê hy vir ons hier so vers 26, dan gaan ons aan. Dat is amper klaar. Maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer. Dis hoekom hy die Gees van
waarheid is. Dis hoekom hy gees van waarheid is. Hy gaan julle leer in alles wat Jesus gesê het. Nee, as Jesus dit gesê het, nee, gaan die Heilige Gees, die Gees van waarheid, gaan my gees verlig en my denke vernuwe. Nou beweeg ek, nee, as 'n koning en as 'n priester. Wat sê hy Openbaring 1:6? Hy sê ek het julle met my bloed gekoop en toe maak ek julle konings en priesters vir my God. Dis nie ek het gesê nie, die Heilige Gees, die Gees van waarheid, hy herinner my aan my koningskap, man, maar hy herinner my nie net aan my koningskap nie, hy herinner my aan my verantwoordelikheid as 'n koning. Maak 'n sin, kerk. You can see your life will never be the same. Never be the same. Hy gaan julle herinner aan alles wat ek julle geleer het. Hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Kom aan, kind van God. As jy krag wil hê, daar in die ou tyd as jy ook op skool was, het hulle gepraat van eendrag maak mag. Kennis is mag. Maar ons het nie verstaan wat ons sê nie. Nou gaan saam met behandelinge hoofstuk 1. Is julle reg? Is julle reg? Ek praat met die konings. Praat met die priesters. Sien kan van God, ons maak foute, maar daar is vergifnis. Maar moenie laat jou foute 'n gewoonte word nie. Kan ek dit weer sê? Ons maak foute en daar is vergifnis. Maar moenie laat jou foute 'n gewoonte word nie. Kan ek dit weer sê? Ons almal maak foute. Maar moenie laat jou foute 'n gewoonte word nie. OK? Daar's vergifnis, geliefdes. Maar vergifnis is om jou te herstel, om in die oorwinning te lewe, dat jy nie weer daai foute maak nie. OK? OK, right, Handelinge 1. Nee, Handelinge 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel vanaf vers 1, oor alles wat Jesus begin doen en leer het. So met ander woorde, hy is geonderrig. OK? Hy sê is opgeteken. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, die Heilige Gees, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Met ander woorde, waarheid, die Gees van waarheid het hy hulle. Jy moet een ding verstaan, kind van God, jy moet een ding verstaan vanoggend. God moet jou denke open. As jy waarheid nie ken nie, gaan jy in 'n binding bly. As jy nie waarheid ken nie, gaan jy in 'n tronk bly. Jy kan maak wat jy wil. En dit is hoekom ouens, julle kan my aanhaal, nee, en julle moet dit preek saam met my. Nee. Ouens, Parel moet verander. Parel Oos en Smarty Town en al daai Chicago, daai plekke moet verander. Nee. Maar predikers moet verander. Predikers moet die gemeentelede toerus sodat die gemeentelede die lig aan die sout kan wees daar waar die predikers se werk is nie om rond te hou, se werk is om mense toe te rus. As jy my nie glo nie, lees Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 11, né? Maar as ek jou nie waarheid gee nie, waarmee gaan jy na die wêreld toe? Jy gaan met die leuen. Toe daai man vir sy hy wil 'n getuie gee en ek sit en luister die ou en ek kyk hom so, ek ken ook al getuies, jy weet jy. Baie ouens getuig om hulle self te laat hoor. Ja, en sorry, ek het tyd vir dit. Ek is 'n besige man, jy weet jy. En maar in elk geval, en toe hy nou my kon vertel van armoede is 'n seën. So jy verstaan nie armoede nie, boet. Jy moet gaan lees wat daar staan. Sien kind van God, ek wil jou vanoggend bemoedig.
Die gees van waarheid sal jou herinner. As jy nie waarheid kan ontvang nie, kan jy nie krag ontvang nie. Moenie laat Satan jou terugsleep in die leuen in nie. Die gevaarlikste ding in my en jou lewe is wanneer ek en jy populêr wil wees. It is the most dangerous thing om populêr te wil wees. Want Satan sal daai gees jou hoogmoedig maak. En dan val jy. Want as jy hoogmoedig word, dan dink jy, I'm so good, I'm so powerful. No, it's nothing about me. Die woord sê hy wat in my is. So die gees van die waarheid is by my en hy's in my, en waar ek loop, waar ek gaan, en as aan ouers begin uit nonsens praat, Kali, dan kan ek nie anders om vir hulle te sê, hey, maar dis nie skrif nie. Dis 'n opinie daai, dis nie skrif nie. Die waarheid is dis wat die woord sê. Gaan jy populêr wees? Jy gaan nie populêr wees nie, want baie keer baie mense in verskillende stadiums in hulle Christendom wil hulle nie waarheid hoor nie. Nee. As Lionel vir Gabriel sê Gabriel, nee, jy kry nie 'n sygstokkie nie, nee, dan is hy mannetjie ongelukkig. Maar hy moet gaan slaap. So sy stokkie voor slaap is nie goed vir hom nie, behalwe as jy... Okay, goed. Right. Maar dit is nie goed vir hom nie. Maar dink jy Gabriel ontvang dit as goed vir hom? Nee, hy soek die sweet. Maar die sweet is nie goed vir hom op daai tyd van die aand nie, maar hy glo dit nie. Sien kind van die Here, en so is dit met ons eie lewe ook baie keer. Maar nou kom ons gaan, ons is amper klaar. Tot op die dag dat hy opgeneem is en aan die apostels dat hy uitgekies het, die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Kan nie springcleaning doen nie. Jy moet hy beskuit in die koffiedik. Jy moet ingedryf. Jy moet waarheid vat. Jy kan nie net 'n stukkie waarheid vat, jy moet die hele waarheid vat. Dan sê hy die belofte van die Vader, dis die Gees van die waarheid. En weet jy toe die Here maar hierdie ding openbaar maak, waarheid is die krag. Want dis die Gees van die waarheid. Hy's 'n persoon. Okay? So jy gaan gedoop word in die Heilige Gees. Dis hoekom as jy die Heilige Gees gaan by en in jou wees, waarheid. Ha? En dit sê in Johannes 8 sê hy vir ons, hy sê julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Maar iemand moet jou waarheid gee. Ek het groot geword in die kerk. En van die kansels afgekom daar, dit is altyd waarheid gewees nie. Maar op daai stadium in my lewe was dit waarheid gewees. Maar toe ek die Heilige Gees ontvang, en die Heilige Gees begin in my lei in waarheid, toe verstaan ek het krag. Want as jy nie kan glo waarheid, want waarheid, né, die woord bring geloof. As jy nie verstaan wie jy is nie, hoe gaan jy heers oor jou omstandighede of oor die duiwel? Jy kan nie. Huh? Ja, maar die Here wil nie vir my luister nie. En ek bid net in die plafon vas. Yes, hier by ons met kyk staan die merke hier so.
Maar ek wil jou vandag sê, kind van die Here, God wil antwoord. Nee. En die meeste van die tyd, George, people pray, but God already answered them 2,000 years ago. But now, because why they don't know the truth, now they are nagging God. Kom, hoor wat ek jou sê. Nou, het die Here, het hy gesê, jy gaan meer as 'n oorwinnaar wees? Het hy gesê, groter is hy wat in jou soos hy in die wêreld? Het hy dit gesê? Het hy gesê, gee jou mag en gesag oor al die duiwels? Het hy dit gesê? Nou kom bid jy daaroor dit. Jy sien, die waarheid gaan jou vrymaak van die leuen. Ek gaan ou Ryfkin, hy werk daar by Kruiskyk. So as ek die preke opneem vir Kruiskyk, dan staan ek in 'n Ryfkin. Hy seker die ou weet die meeste bepreek word. En hy kan ergens heen gaan, hy moet my goeders aflaai, dan praat ek nou met hom. En dan vertel hy vir my al iemand wat daar gaan kom bedien 'n kursus seminar aanbied oor gebed. Nou ek glo in gebed. Want die woord sê ons moet bid. En ek vra hom, is gebed genoeg? Hy sê, ja, gebed is kragtig. Ek sê, okay, goed. As die gebed, hallo Ryfkin, as die gebed so kragtig is, sê my vir hoeveel sondaars het jy gebid vir redding? Hy sê, baie. Ek sê, okay, goed. Hoeveel van hulle het al tot wedergeboorte gekom? Maak hy so. Want die woord sê, hoe sal hulle glo, as daar nie een is wat gaan preek nie? So jy kan bid soos jy wil, nee, maar jy moet gaan preek. Maar nou wil jy nie preek nie, want jy is bang. Jy verstaan nie die waarheid, jy is meer as 'n oorwinnaar nie. Jy het autoriteit oor al die geeste wat daar rondskarrel om die mense. You got the authority. Huh? You must subdue them. Cast them out in the mighty name of Jesus. Dis waarheid. Maar nou gaan ons nie. Want kind van God, ek wil jou vandag sê, Jesus sê, gaan wag in Jerusalem, maar die Gees het gekom, en toe hulle nou, kom ons lees gou verder, Here, tyd. Maar kom ons lees gou. Nou sê hy vir ons, Jesus, ek gaan julle doop in die Heilige Gees, julle gaan die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie, en die wat by mekaar gekom het, vra hom, toe sê, Here, gaan in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig, hulle het 'n koninkryk soos, wêreldse koninkryk, 'n staat, soos Israel eers was, dis wat hulle verwag het, maar hulle het nie verwag, hy praat van 'n ander koninkryk, die koninkryk van die hemel. En toe hy antwoord, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet nie, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het, sodat niemand julle mislei en sê, dis die wegrapings daai en daai tyd, don't do it. Nee? Verwag Jesus elke dag. Nou vers 8, nou hoor jy so. Is julle by? Gaan afsluit. Maar julle, wie is die julle? Ons. George, you too, hè? Huh? Kom aan. Raak die bietjie meer opgewonde. Huh? Hy sê, maar julle, julle sal krag ontvang. Hoe gaan daai krag wat in jou is vrygestel word? Waarheid. As die Gees van waarheid jou nie herinner nie, as jy hom nie toelaat om jou te herinner om in daai waarheid vry te kom nie, jy gaan nêrens nie. En dis hoekom ek vir jou gesê het, jy gaan nie meer preek soos jy altyd gepreek het vir die bikers nie. Nee, bicycle, hy trap. Nee, brum. Jy sien, kind van die Here,
Jou lewe moet verander. Jou spraak moet verander. Nee. Jy sien, jy kom nie apologeties, met ander woorde, verskonend na mense toe. Ag, jammer, kan ek gou met jou, ek wil nou nog nie jou gevoel seermaak nie. Hey! Hulle is op pad die hel toe en jy wil praat van verskonings maak. Jy sien, ons verstaan nie die krag van die evangelie van die koninkryk van God, wat dieselfde Paulus, hy die ouens vervolg, maar nadat hy tot wedergeboorte gekom het, sy denke geopen is, toe begin hy die krag van die evangelie verstaan, toe verstaan hy, maar Jehovah Jireh, is my voorsiening. Jehovah Nissi is my banner. Soos jy by my wil verbykom, moet jy by Jesus verbykom. En ouens, dis nie lippetaal nie. Die woord van die Here sê Jehovah Nissi beteken He is your banner. Jehovah Shammah, hy is jou teenwoordig. Hy is in jou en hy is by jou. Nou bedoel, as ek dan die mol op en nou Joseph stap saam met nou, George, kom nie moeilikheid soek nie, Uncle Joseph. Ek kan daaroor lag, nee, maar is niet een voorbeeld. Maar ik wil je zeggen, als jij kan verstaan wie in en bij jou is, dat verander jou, dat zet jou in een ander mens wees. Nee. Jou kunstskap, jou koningskap, jou priestskap, alles verander. Doen jouself, en toets hierdie week met hoeveel mense jy praat, dan hoor jy wat in ons kan hulle praat. Onder die dekmantel van Christenskap. Dat is het kerksmense wat so praat. Doen jouself die guns, dan hoor jy of ek lieg. En dis hoekom ek vir jou sê, hey, no. You have a man of power. As jy julle sal krag ontvang van my gees. Okay, goed. Wie van julle het krag? Nee. Sê niet ek. Mens jy almal nie. Ek sê dit mag jy sê almal nie. Nee, as 'n ou wil moeilikheid maak, sê ons, die hele wêreld sê so. Hulle lieg, maar dis nie hulle wat so sê. Kyk maar as iemand moeilikheid opgaan op sy aanstoot gevat en sê, almal. Jy lieg soos 'n kriekman. Dit is maar nou sê die woord van die Here, jy sal krag ontvang. Wanneer my gees oor julle kom. Het hy gesê? So as waarheid, die gees van waarheid, dan aktiveer dit die krag. Net een teksvers, hy sê in Johannes 14, sê Jesus, in die dag sal jy dit weet. Ek en Vader in my, ons en julle en ons, nou hoor wat sê hy, as julle my gebooie, wat waarheid is, as julle dit onderhou, gaan ek my aan jou openbaar maak. Wow! Kom kind van God. Weet jy hoe lekker is dit om konings voor my te sien? Priesters te sien. Ambassadeurs te sien. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Kom kind van God. Wil die krag hê, kry waarheid. Want die woord van God het daar gepraat. Ouers vas vir 40 dae en 40 nagte verantwoord, maar God het daar gepraat. Ek luister vandag hoor. Ek like my kos. En die vrugtekoek. Dis reg vas, dis reg. Die Bybel sê jy moet vas en bid. Maar waarvoor vas en bid jy? As God daar gepraat het, bid jy as die Here open my verstand. Here open my verstand.
open my verstand. Want as God dit gesê het, dan deel. Want dis wat hy sê, hy sê, alles sal verbygaan, maar my woord nooit nie. Waar gaan daai gedagtes sien, Josef? Ek sien jy dink ver. Hierdie goedjes. Kan vir God, ek wil jou sê, ek gaan jy met swaar leen op God, Heilige Gees, die Gees van waarheid, om ons te herinner. Want ons is baie keer vergeetachtige oor idoles. So ek gaan julle herinner aan alles wat Jesus gesê het. Soos Jesus het gesê het, nou daar het hy ons nog klaar gepraat. Amen. Maak het sin? Halleluja, ek is bly jy is vanoggend hier so weer. Ek is ernstig, ek is bly. Het is lekker om in mense se lewens waarheid saad te saai. En ek verwag niks minder as 'n 100-voudige oes nie. Jy kom maar 60, skus? Die wat? Die boodskap se naam. Saai in my krag. Saai in my krag, dis die boodskap. Nee, krag is waarheid. Ouens, ek het jou boodskap gegee. Dis die eerste keer in my lewe, ek het al baie keer baie gepreek. Maar hierdie waarheid soos ek hom vanoggend gee, is die eerste keer in my lewe. Wat ek hom so deurgee vir julle. Want die Gees van waarheid is jou krag. Dus hoekom Johannes vir Jesus sê, hy sê, nee, Johannes vir die ouers daar sê in die woestyn, hy sê, ek doop julle wel met water, maar hy wat na my kom, gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Hy sê, hy is die Gees hoe julle kom, as jy gedoop word met die Gees, sal jy krag ontvang. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for your Spirit. Thank you, Abba Father, for your Spirit. Dankie vir die waarheid. Ek vertrou iets vanoggend. Jou deurbrake gekry ook. En dat jy die verniet gedans nie hoor. I honestly believe, ek verwag terugvoerings om te hoor van getuienisse. Amen.